Gemeente, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Gaan in sy vrede. Ek wil u hartlik welkom sê vanoggend. Dit is vir my lekker om elkeen van julle hier te sien vandag. Ek weet as dit so lekker buite reën, dan hou daai bette mens amper met 4 hande vas. Maar ek is baie dankbaar dat elkeen van julle dit reg gekry het om los te breek en dat u hier by die huis van die Here is en dat ons hier saam die Here kan loof en kan eer vanoggend. Ek is opgewonde om die boodskap met u te deel en ek is opgewonde om te sien die werk wat die Here ook in elkeen van ons se lewens wil kom doen. Baie welkom hier. Baie dankie, kan u plekke inneem. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Vader, ons bid werklik, kom om ons te ontmoet deur u Heilige Gees, want ons het u so ongelooflik nodig. Kom Here op u spesiale manier. Kom op die manier wat harte van klip oopbreek en daarvan harte maak van vlees. Kom Here en spreek elke gedagte, elke behoefte aan. Kom Here en herbelyn ons gees, vernuwe en vervul ons, sodat ons volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. Kom Here, sodat u in ons midde verheerlik mag word. Kom Here, sodat u geloof kan wees deur ons. Kom Here, sodat ons aan u die eer en die aanbidding van ons harte kan bring tot in ewigheid. Ja Here, kom en wees in ons midde. Kom en werk in ons deur die Gees wat in ons woon. Kom en lei ons. Kom en stuur ons. Kom ontvang ons aanbidding, want ons Here is altyd uwe. Amen. Ek wil vir die van u wat die woord saamgebring het, nooi om dit by Psalm 23 oop te maak. Ons gaan dit ook daar op die bord verskyn. En net so as 'n inleiding terwyl hy daarin blaai. Psalm 23 word tradisioneel as 'n psalm gepreek en verkondig wat 'n mens bemoedig. En hy is verseker dit. Maar vanoggend wil ek na hierdie psalm kyk, nie uit die oog van bemoediging uit nie, maar uit die oog van verootmoediging uit. En verootmoediging is 'n ou Afrikaanse woord. Dis nie 'n woord wat mens sommer vandag in ons gebruikstaal het nie, maar verootmoediging beteken om jouself onder iemand te verneder. Nou verneder het ook 'n slegte konnektasie en dis nie die verneder van sleg sê of afkraak of afbreek wat die wêreld daarmee sien nie, maar om jouself te verneder onder iemand in hierdie konteks beteken om laag onder iemand te gaan buig. Amper soos wanneer ek by 'n groot troonkamer instap en daar sit 'n koning op die troon en ek myself laag neer gaan buig voor daardie koning. En deur laag neer te buig sê ek aanvaar die gesag, ek aanvaar die leiding en ek aanvaar die koningskap van hierdie koning wat voor my sit. Nou, tradisioneel in ons kerk, aan die begin van die jaar, het ons gewoonlik 'n reeks dienste wat ons verootmoedigingsdienste noem. En hierdie verootmoedigingsdienste is waar ons as 'n gemeente kom en onsself laag neerkom buig voor die Here. Dis vir my amper 'n weer op my plek gaan staan tipe geleentheid. Waar ek weer my plek voor die Here inneem en myself laag gaan neerbuig voor God. En daardie laag neerbuig, daardie vernedering, hoewel dit soos negatiewe woorde klink, is een van die wonderlikste Christelike ervarings wat enige kind van God ooit kan smaak. Ek sê altyd, wanneer dit by kinderopvoeding kom, geen kind
hou van reëls en regulasies nie. Mense kan maar dwars deur die wêreld gaan kyk, daar is nie een kind wat sê, ek hou regtig daarvan om binne reëls te lewe nie. Inteendeel, hulle stamp en stoot teen daardie reëls en regulasies, daardie perke wat mens vir hulle stel, van die begin af. Maar, nou moet ek vir u by sê, geen kind is so gelukkig soos 'n kind wat binne in daardie perke leef nie. Ons het, toe ek in die onderwys altyd gesê, 'n kind is soos 'n vis. 'n Vis wat binne in sy tank is, hou nie van die glasmure aan die kant van die vistank nie. Hy swem konstant na daardie kante toe, en dan partykeer dan sal hy hom nog so pik met sy neus, om te kyk of hy nie verby hierdie versperring kan swem nie. Maar, as daardie mure nie daar was nie, kon daardie vis eenvoudig nie oorleef het nie. Dis wanneer die vis op sy plek is, binne in die area wat vir hom uitgesit is, dat hy op sy gelukkigste is. Dis wanneer 'n kind binne in daardie plek wat die Here vir hom bepaal het in die huisgesin is, dat hy op sy gelukkigste is. En dis wanneer 'n kind van die Here homself verootmoedig, dat hy op sy gelukkigste is. En daarom wil ek vir u kan sê, ek is baie versigtig partykeer vir 'n humanistiese godsdiens. 'n Humanistiese godsdiens is 'n godsdiens waar ons onsself verbeel dat God bestaan om ons te dien. Hy moet ons lewens vergemaklik, hy moet ons geldsake uitsort, hy moet vir ons kom dien, en ons vergeet dat ons eintlik daar is om vir hom te dien. Maar wanneer dit by verootmoediging kom, dan ervaar ek en ek wil dit amper so uitdruk, humanistiese hart van die Here, waar die Here vir ons hierdie plek gegee het, by sy voete, waar ons rus en vrede en blydskap kan ervaar. En daarom as ons vanoggend gaan kyk na Psalm 23 vanuit die perspektief van verootmoediging, wil ek regtig vir u kom aanbeveel, en ek gaan 5 boodskappe hier oorbring oor hierdie een gedeelte, ons gaan hom goed ken aan die einde. Maar ek wil vir u regtig kom bemoedig, kom aanmoedig. Vat hierdie gedeeltes huis toe, vat hierdie gedagtes huis toe, en gaan verootmoedig jou onder die magtige hand van God, soos wat Petrus skryf. En ervaar daar onder sy hand, onder hierdie bemoediging, hierdie verootmoediging, die volle vreugde en seën wat die Here vir ons weggebêre het. Kom ons lees Psalm 23. Psalm 23 sê, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here. Toe ek jonk was, het my pa van tyd tot tyd die onblusbare begeerte om te boer ontwikkel, soos wat 'n mens 'n griep ontwikkel. Een oomblik het ons rustig en onversteurd in die dorpshuisie gebly. Dit was vir my te lekker gewees as 'n jong kind. Jou vriende was lekker naby, jy kon sommer stap skool toe. As jy vinnig winkel toe wil gaan, kan jy in die kar klim en vinnig winkel toe gaan. Die huisie was mooi, die grasperk was netjies en alles het net uitgewerk. En die volgende oomblik, dan het ons met 'n bokskuikens en 'n gedagte by 'n bouval op 'n plot ingetrek, want my pa het besluit hy wil boer. En hierdie boerderye het amper nooit uitgewerk nie. Ons het meer kuikens in my leeftyd vermoor as wat ek dink menslik moontlik is. Hulle het omtrent soos vliee geval. Maar toe ek 16 jaar oud was, toe's daar 'n unieke geval.
Jy sien, toe ek 16 jaar oud was, het ons op 'n dag na 'n pragtige plot getrek. Dit was daar langs die Kliprivier gewees, het hierdie groen lande gehad, wat so langs die rivier was. Dit was 'n baie mooi huis wat daar was. Daar was 'n paar krale op hierdie plot gewees, en toe ons daar aankom, toe sien ons dat my pa op een of ander manier 100 lammers in die hande gekry het. Nou ek weet, 100 lammers is in terme van boerdery eintlik nog nie eers 'n begin nie, maar vir ons, wat gewoonlik met 100 kuikens, wat teen volgende Vrydag 2 kuikens was, gesit het hierdie 100 lammers gevoel soos 'n ongelooflike geleentheid. En vir die eerste keer in my lewe het ek gedink, miskien gaan ons hierdie keer regtig boer. En daardie lammers was ons oor baie opgewonde gewees. Ons het na hulle gekyk, ons het vir hulle name gegee tot my pa se bittere spyt. Ons het saam met hulle in die veld geloop, en kort voor lank was dit ons werk om ook met hierdie lammers te gaan werk. Ons moes hulle bottel gee in die oggende. Nou ek weet nie wie van u dit al gedoen nie, maar in die winter is die kanse dat daai lammer op jou toon trap presies gelykstaande aan hoe koud dit daai oggend is. Hoe kouer dit is, hoe groter is die kanse dat hy jou tone blou trap. En ons het blou tone gehad deur daardie hele jaar. Maar ons was lief vir hierdie lammers. Dit was my werk onder andere gewees om in die oggende, as ons nou klaar vir hulle bottel gegee het, om hulle uit te lei na die veld toe, en dan in die aande, as ek nou van die skool af teruggekom het, en dit het nou bietjie begin laat raak, dan was dit my werk om hulle weer te gaan haal. En ek was redelik lief vir hierdie werk, want dit het vir my gevoel, ek is nou 'n herder van hierdie skape. Al het ek hulle vir 'n totaal van seker 40 minute gesien op 'n dag. En eendag kom ek by die huis. En die weer daardie dag was amper soos die weer vandag gewees. Dit het so liggies gereën, die wind het al hoe swaarder begin opsteek, die donderweer het al hoe harder begin draal, en dit het regtig vir my so bietjie angstigheid gemaak, want dit het gelyk asof daar 'n groot storm op pad was. Ek onthou hoe my ma nog gesê het, dat ons uit moet gaan en gou-gou al die tuinstoele moet gaan omkap, dat hulle nou nie wegwaai en so aan nie, en ons het reggemaak vir hierdie groot storm, en net toe ek dink, alles is uitgesorteer en ons gaan hierdie storm oorleef, toe bel my pa en hy sê, ek moet gou-gou gaan en die lammers gaan inhaal. Nou kyk, as 16-jarige is mens maar bietjie selfsugtig, en ek was nou glad nie opgewonde oor hierdie episode nie. Nou moet ek nat reën, al die pad in daardie nat veld inloop, en daardie skape wat nie vir hulle self kan dink om terug te stap kraal toe nie, moet ek nou gaan probeer inhaal. En ek onthou hoe die weerlig het al so 1 of 2 klappe begin gee, en die wind het al so 'n motreentjie begin bring, maar dit het nog nie uitgesak nie. En terwyl ek geloop het, het ek vir myself gesê, ek moet net probeer om hierdie skape in die kraal te kry, voordat die reën uitsak en ons pap nat reën. En ek gaan toe uit baie vinnig, en toe ek uitgegaan het, toe kom ek en ek kry die skape en ek jaag hulle terug, en daardie dag kry ek presies 99 van daardie lammers veilig en warm in die skaapkraal voordat die reën uitsak. 99 van hulle wat luister en agter my aanloop, en een aaklige, in my gedagtes op daardie dag, duiwelbesete rebel. Daardie skaap het haat in sy hart gehad. Ek sê vir u vandag, ek het alles probeer om hom in die hande te kry. Ek het gehardloop, dan hardloop hy sulke sirkels rondom my. Nou ek weet nie of jy al ooit 'n skaap gesien glimlag het nie, maar daardie skaap het gelag vir my, soos wat hy rondom my gehardloop. Hy het gehop, hy het gespring, ek het alles probeer doen. Ek het gebid, ek het gepleit, ek het hom met groen gras probeer lok, ek het hom probeer tackle, ek het hom misgetackle, ek het nie rugby gespeel op skool nie, dit was regtig aaklig. Die reën het begin val, die donderweer het begin uitsak. Ek het kwaader en kwaader geraak, hoe kwaader ek geraak het, hoe verder weg het hierdie skaap van my afgekom. En uiteindelik kry ek toe daai dag die skaap getackle, en ek trek hom plat, en ek het hom so, hy was daarom nog 'n lammetjie op daai stadium, of 'n tienerlam eintlik maar, en ek gryp hom so aan sy pote, en ek het hom so oor my skouers gegooi, en ek het met hom teruggestap na die skaapkraal toe, en toe ek daar kom, toe ek hom neergesit met mening terug in daardie skaapkraal. Maar ek was ontsteld, en ek was papnat. En ek het huis toe gegaan, en die stoom het nog so bietjie aan die binnekant van my so geborrel. En die volgende oggend toe ek wakker word, dit was 'n Saterdagoggend, die volgende dag,
was ek nog nie heeltemal oor dit nie. En my ma, en hierdie is 'n ware verhaal, my ma het so 'n spieël gehad wat sy in die gang wou opsit, maar die spieël het so 'n kraakie in die hoek gehad, so sy wou hom nie meer opsit nie. En ek vat daai oggend daai spieël en ek stap na daai skaapkraal toe. En toe ek in daai skaapkraal kom, toe sit ek daai spieël so teen die muur van die skaapkraal neer en ek gryp die eerste skaap wat vir my lyk soos die een wat gister vir my weggehardloop het. Dit het meer oor my as oor die skaap gegaan en ek gryp hom so aan sy ore en ek trek hom tot voor sy spieël en ek gaan sit my gesig so langs sy gesig in daai spieël en ek fluister so deur my tande, kyk nou mooi. Wie is skaap en wie is herder? Jy moet begin om jou plekkie hier baie mooi te verstaan. Solank as wat jy onder my dak bly, ego die woorde van my ouers, sal jy na my luister. Jy moet net weer 'n bietjie onthou wie jy is en wie ek is. En die skaap het net gekyk en gesê, bah. Nou ek het dit nie geweet nie, maar ek sou deur die loop van my lewe baie keer weer dink aan daardie spieël in die skaapkraal. Want op 'n geestelike vlak het die Here my al baie keer na 'n spreekwoordelike spieël in 'n skaapkraal gelei. 'n Plek waar ek moes stil raak en stil sit en weer eens besef, ek is skaap en die Here is die herder. In Psalm 100 vers 3 staan daar, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk, die skape van sy wy. Jy sien, in my geestelike lewe het ek besef dat ons as kinders van die Here baie keer onsself aan die voete van die Here gaan staan en ons baie keer na die Here wil luister in gehoorsaamheid en ons baie keer agter die Here wil aanloop en kort voor lank dan kom ons agter ons het nou al vir 'n rukkie lank nie meer agter die Here aangeloop nie. Ons het begin om ons eie pad te volg. Ons was in beheer gewees van ons eie lewens. Ons het besluit om ons eie besluite te maak. Ons het dinge gevat wat vir ons goed is en dinge gevat wat nie vir ons goed is nie. Ons het besluit dat ons herder oor ons lewens wil wees. Ons is soos daardie skaap wat besluit het, die beste ding vir hom is om in die veld rond te hardloop in die weerlig. Want hy het nie nodig om agter die herder aan te gaan nie. En was dit vir my nodig om te besef in my eie geestelike lewe dat ek 'n skaap is en dat ek agter die Here moet aanloop. Jy sien die simptome van iemand wat vergeet het dat hy 'n skaap is baie eenvoudig om raak te sien. Iemand wat besluit het dat hulle herder oor hulle eie lewens wil wees, is iemand wat nie omgee oor wat die woord vir hulle sê nie. Is iemand wat self wil besluit watter deel van die skrif is op my van toepassing en watter deel van die skrif is nie op toepassing nie. Watter sondes in my lewe kan ek maar bedek met allerlei verskonings en allerlei redenasies, waarmee kan ek wegkom, hoe naby kan ek kom aan dit wat verkeerd is, in plaas van om nader en nader aan die Here te gaan. Dis iemand wat dinge sê soos ek doen wat ek wil, ek sal sê wat ek wil, ek sal gaan waar ek wil, ek sal maak soos ek wil, ek sal dink soos ek wil. Ek het nie nodig dat enige iemand vir my sê waarheen om te gaan of wat om te doen nie. Ek is in beheer van my lewe. Ek neem aanstoot as mense my aanspreek oor dinge wat nie reg is in my lewe nie, want ek is my herder. Ek is die een wat bepaal wat goed is en wat verkeerd is, wanneer om links te gaan en wanneer om regs te gaan. Kan ek dit baie prakties maak? Ek is nie 'n ou wat verkeerde dinge wil opnoem, sondes op 'n lysie wil opnoem nie, maar ek besluit wanneer is dit goed vir my om 'n 10de te betaal en ek besluit wanneer is my finansies op hierdie stadium net nie reg nie. Want ek is herder.
Ek besluit wanneer is dit vir my goed om die onderlinge byeenkomste te hou, soos wat die skrif vir ons leer, soos wat die Here Jesus vir ons as voorbeeld gehad het, en ek besluit wanneer is dit vir my beter om eerder maar by die huis in my kooi te lê, want dis vir my gemaklik. Ek besluit wanneer om die evangelie te verkondig. Ek besluit wanneer ek sal bid. Ek besluit wanneer ek sal vergewe. Ek besluit wanneer ek betrokke gaan wees. Ek is herder van my lewe. Jakobus beskryf sulke Christene. Hy skryf die brief Jakobus aan kinders van die Here, en hoor wat sê hy vir hulle in Jakobus 1 vers 23 tot 24. Hy sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Net soos daardie skaap in die spieël in die skaapkraal, sien ons onsself in die spieël. Ons sien wat die Here vir ons wys, wat ons moet verander, wat ons moet doen in ons lewens, wat die rigting is waarin ons moet gaan, maar dan besluit ons nog steeds self. Want ons het vergeet, God is herder en ek is skaap. My liewe vriende, 'n skaap loop nie 'n pad wat goed is vir 'n skaap nie. Die profeet Jesaja skryf op 'n versie wat ons later gaan lees, ons het almal gedwaal soos skaap, ons het wegbeweeg van die Here af. 'n Skaap loop altyd na 'n afgrond, na 'n bos waarin hy verstrengel raak, na 'n plek waar hy nie wil wees nie, want 'n skaap kan homself eenvoudig nie lei nie, en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. En kinders van die Here is presies dieselfde. Daarom skryf Petrus in 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Besef dat jy 'n skaap is. En ek sê dit nie vanoggend as 'n belediging vir enige iemand nie. Elkeen van ons is skape van die Here. As ons getuig en sê, die Here is my herder, dan maak ek nie net vir hom 'n herder nie, maar ek maak myself 'n skaap. 'n Herder lei nie ander herders nie, hy lei skape. Maar ons vergeet dat ons nie self kan nie. Ons vergeet dat as kinders van die Here ons nie veronderstel is om self in beheer te wees nie. Ons vergeet dat ons veronderstel is om agter die Here aan te loop, dat hy die herder is. En dat ons onsself onder die kragtige hand van God moet verneder. Ek wil vanoggend met u praat oor 3 beelde wat ons in die spieël, in die skaapkraal sien. En die eerste is die beeld na binne. Ek gaan vanoggend net oor vers 1 praat, 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou die eerste ding wat ek met u wil deel is, toe ek nou hierdie boodskap voorberei het ek gegaan en ek het baie navorsing gaan doen oor skape. Ek hou nie altyd daarvan om buite die Bybel te praat nie, maar ek wou verstaan wat Dawid sou verstaan toe oor skape, toe hy hierdie Psalm vir ons neergeskryf het. Jy sien, Dawid was 'n herder gewees. Dawid het skape baie goed geken. Hy het presies geweet waarvan hy praat toe hy Psalm 23 neergeskryf het. En ek wou verstaan wat Dawid sou verstaan as hy na hierdie skape gekyk het, as hy homself 'n skaap gemaak het deur te sê, die Here is my herder. En een ding wat ek van skape raak gelees het, is dat 'n skaap een van die vreemdste diere op hierdie planeet is. Kyk, as dit nie vir mense was nie, was 'n skaap 100% al uitgesterf. Hulle is net nie gebou vir oorlewing nie. 'n Skaap kan jy nie byt nie, sy tande is stomp. Hy sukkel met die gras. Hy het sulke ronde tande. Jy kan jou hand in 'n skaap se bek druk en hy gaan jou dalk 'n bietjie knyp, maar hy gaan jou definitief nie seer byt nie. Hy kan jou nie skop nie, tensy jy met hom saamwerk. Jy gaan amper onder hom moet inklim en sê skop nou, en dan mag hy jou dalk rondslop.
Hy kan homself nie beskerm teen vlee nie. Het jy al 'n skaapstert gesien? 'n Skaapstert is net so groot. Hy kan amper niks met daai stert doen nie. Een van die groot dinge wat skape vandag nog doodmaak is juis vlee. Die vlee, dis nou bietjie aaklig, klim onder die wol van die skape in en dan lê hulle eiertjies daar. En as die larwe uitgroei, dan begin daai larwe hierdie skaap te vreet onder sy vel. En sy stert is te kort om hulle weg te waai en sy pote is te reguit om enigiets met hulle te doen. 'n Skaap is een van die diere wat die meeste aan siektes soos depressie en angs ly. 'n Skaap kan homself letterlik doodskrik. Hy kan een oomblik niks meer keer nie en as jy hard genoeg vir hom terug sê, dan skrik hy homself dood. 'n Skaap, as hy gaan slaap op 'n skynste, en hulle is nog nie slim genoeg om te besef, hulle kan nie op 'n skynste slaap nie. As hy gaan slaap op 'n skynste, en hy raak nou lekker ontspanne, en hy dop om en hy val op sy rug, en sy pote sit so in die middel, hy's top heavy, verskoon die Engels, hy kan nie weer terugkom op sy voete nie. So hy lê daar, pote in die lug, geen ander skaap help hom nie, en dan, die gras binne in sy maag, gaan lê die are op sy bene toe, so dan gaan sy bene dood, en dan binne 2 of 3 of 4 ure, dan gaan die skaap ook dood. By 'n ander geleentheid toe ek hieroor gepraat het, het een van die ooms wat met 20.000 skape geboer het vir my kom sê, sy hond was al opgelei, dat as daai skape so op hulle rug top, dat die hond gaan en die skape weer terugsit, want 'n skaap kan nie weer regop kom nie, as hy omval, is dit tickets. Hy's nie gemaak om te oorleef nie. Die merino skaap vandag, sy hare hou glad nie opgroei nie. Sy hare sal groei en groei en groei, totdat daar so baie hare is, dat hy nie meer kan sien nie, en hy nie meer kan loop nie, en dan net daar waar hy is, dan gaan hy dood as een groot pofbol. Skape kan nie hulle pad huis toe vind nie. Jy kan 'n bees, 'n hond en 'n kat, kan jy ergens gaan aflaai, en op een of ander manier, kan daai bees, hond of kat, weer terugkom by die huis. Jy kan 'n skaap, voor die skaapkraal se deur neersit, 2 keer in die rondte draai, en hy weet nie in watter provinsie hy is nie. Hulle is nie gemaak vir oorlewing nie. As 'n skaap se wol nat word, kan hy amper nie loop nie. So hy kan nie na riviere toe gaan nie, want as 'n skaap binne in 'n rivier val, hy's nie gemaak vir swem nie. U kan nou dink, as ek jou in die swembad stamp en jy het 5 treie aan, hoe dit sal wees om daar uit te swem. Hy kan nie swem nie. Hy kan nie groot vloede hanteer nie. Hy kan nie vars water baie keer kry nie, so baie keer gaan drink hulle uit die vuilpoele uit en dan raak hulle baie vinnig siek. 'n Skaap, as ek daaroor lees, voel vir my amper asof hy wil doodgaan. In Jeremia 10 vers 23 skryf die profeet, ek weet, o Here, dat aan die mens sy weg nie behoort nie, nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. En in daai sin is ons net so skape, want 'n skaap, as hy begin om te eet, het 'n bietjie ADHD. So hy kan nie mooi onthou dat hy by die res van die trop moet bly nie. Hy sien hier's 'n grasie, dan sien hy o, daar's 'n grasie. Dan sien hy o, daar's 'n grasie. Dan sien hy o, daar's 'n grasie. En as hy hom weer kan kry, is hy alleen of hy steene afgrond of hy het in 'n bos verstrengel geraak en hy kan net niks doen nie. Nou skryf Dawid: Ons is so skape, want die Here is ons herder. En wat probeer hy daardeur sê? Dawid sê, ons, net soos daai skape, kan niks uit onsself uit doen nie. En dis presies wat die skrif vir ons leer, is dit nie? Kan 'n kind van die Here sy eie weg bepaal? Nee, Jeremia 10 vers 23 sê nee, dis nie aan 'n mens gegee om sy eie voetstappe te volg nie, dis nie aan 'n mens gegee om sy eie weg te kan bepaal nie. Wat sê Romeine 3 vers 10 tot 11? Hy sê, soos geskrywe is, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. In Markus 10 vers 18 kom die ryk jong man by die Here Jesus en hy sê vir hom, goeie meester, en die Here Jesus antwoord en sê vir hom in Markus 10:18, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God.
Jeremia skryf dat selfs ons beste werke vir God soos 'n besoedelde kleed lyk. Ons mooiste dade lyk vir God soos 'n vuil lap. Die Here Jesus in Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. En hoor die rede, hoekom gee hy hierdie opdrag? Want sonder my kan julle niks doen nie. Wat beteken dit, kinders van die Here? Beteken dit dat daar niks goeds in ons is nie, dat ons nooit iets goeds kan doen nie, dat ons nooit iets moois in ons lewens kan hê nie, verseker nie, maar dit beteken wel dat ons uit ons eie uit onsself uit ons eie lyding niks goeie vrug kan hê nie. Ons het die lyding van die herder nodig. Ons is presies so skape. Ons dwaal af. As ek vandag vir u moet vra om vir my hande op te steek, wie van u het al die pad saam met die Here geloop en dan op 'n stadium, so half sonder dat jy besef hoe dit gebeur het, op 'n afdwaalpaadjie geloop en soos hulle skryf in daardie mooi liedgebed, op elke afdraaipaadjie het u my maar weer kom haal. Wie van ons het al wegbeweeg van die Here af, agter ons eie neus aangeloop? Almal van ons. As ons agter ons eie lewe, ons eie besluite, ons eie motiewe wil aanloop, dan sal ons nooit die pad van geregtigheid loop nie, want dit is die herder wat ons moet lei. Ek wil julle 'n voorbeeld gee. Toe ek klaar is met kweekskool, toe sê ek omtrent so slim en heilig, ek het so 3 cm bo die vloer gevlieg in my eie gedagtes. Want kyk, as jy daar uitkom, dan dink jy is nou volmaak in kennis en jy is omtrent die enigste persoon wat gered is en jy word uitgestuur in hierdie verskriklike ongeredde wêreld. En ek het begin werk by die Afrikaanse Hoërskool Grens in Oos-London en die Here het my die voorreg daar gegee om Bybelonderrig te gee. So ek het Bybel gegee soos 'n les, soos 'n vak. En toe ek daar aankom, toe dink ek wel, dis baie eenvoudig. Ek gaan vir hierdie kinders vandag vertel. Ek gaan vandag vir hulle sê dat hulle sondaars is. Ek gaan vandag vir hulle sê dat hulle verlore is. Ek gaan vandag vir hulle sê dat hulle reguit op pad is na die hel toe en dat hulle reguit verkeerd is. En dan volgende week, as hulle nou lekker ge-worry het, dan sal ek hulle vertel, maar hulle kan nog steeds gered word deur die Here Jesus Christus. En ek het ingegaan vir daai skool in vol van myself, vol van trots, vol van my eie kennis, vol van my eie idees. En toe ek instap by daardie skool en ek daardie boodskap verkondig, toe is daar chaos in daardie skool. En ouers het gebel en gekla, en kinders het gekla, en daar was kinders wat nie na die klas toe wou kom nie, en dit was ongelooflik sleg, en nie een enkele kind het sy saak met die Here reggemaak. En vir 'n ruk lank was ek baie ontstel daaroor gewees en ek het gesê, Here, daar's niks fout met hierdie boodskap wat ek verkondig nie, ek sê dan die waarheid. Ek vertel hulle dan die dinge wat in die Bybel staan, Here, hoe kan hulle nie reageer nie, hoe kan hulle so sleg teenoor my optree, hoekom het ek nie vrug op hierdie bediening nie? En het my 'n paar weke gevat totdat ek stil geword het en vir die Here gesê het, Here, miskien is dit omdat ek dit wou doen soos wat ek dit wou doen. Miskien is dit omdat dit gekom het uit 'n plek van trots en uit 'n plek van eie eer uit. En omdat ek nie gevolg het soos wat u gevolg het nie, en die Here kom openbaar met my, dis die boodskap van die Here Jesus op die wyse van die Here Jesus. En ek het teruggegaan na daardie skool toe en dieselfde boodskap in liefde verkondig en daar was talle vrug. Jy sien, selfs in mooi dinge loop ons partykeer agter ons eie neuse aan en daardie eie wee stuur altyd op 'n afgrond af. Wat wil ek hê? Ek wil hê dat elkeen van ons vandag moet besef, nommer 1, ons kan nie self besluit nie. Al is ons hoe slim, al loop ons hoe lank op die pad, al is ons verhouding met die Here hoe goed, al is ons al in die kerk vanaf die bakstene van hierdie vloer gelê is, ons kan nie self besluit nie. Die woorde van die Here Jesus, daar is niemand goed nie, nie eers
een nie. Die enigste manier dat ons iets vir die Here beteken is as ons erken dat ons skape is. En dan die tweede beeld in die spieël raak sien. Die beeld na bo. Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die woord wat Dawid gebruik in daardie eerste vers is vir my opvallend in die oorspronklike Hebreëus. Jy sien, in Afrikaans het ons net twee woorde om te praat van die Here. Ons sê die Here of ons sê God. Maar in Hebreëus is daar nou 'n groot verskeidenheid van woorde. Hulle kan die woord El gebruik, partykeer Bet-El beteken die huis van God, Bet is huis, El is God, so die huis van God. En dan het hulle die woord Elohim wat hulle kan gebruik om die Here te verduidelik. En dan het hulle 'n baie heilige woord, 'n woord so heilig, dat hulle nie eers hierdie woord in die oorspronklike teks uitgeskryf het nie, maar net die konsonante daarvan, IHWH. En hierdie heilige naam van God in ons Afrikaanse Bybel gaan jy partykeer sien die woord Here staan in hoofletters neergeskryf. So as jy die Bybels oopmaak en jy kyk daar, dan gaan jy sien die Here en dan sien jy daar die Here is in hoofletters. Met ander woorde, Dawid gebruik hierdie heilige naam van God en dis 'n baie besondere woord om te gebruik. Want sien, terwyl die ander woorde vir God miskien kon gebruik word om na enige God in sy algemeen te verwys, het hierdie God spesifiek verwys na die verbondsgod, die God wat die verbond met Abraham gemaak het, die God wat hulle in Egipte ingestuur het, die God wat hulle weer daar deur die 10 plaae uit Egipte uitgelei het, die God wat vir hulle die Rooi See oopgekloof het, sodat hulle op droë voete daardeur kon gaan, die God wat hulle in die woestyn ingelei het en kwartels en manna gestuur het, die God wat water uit 'n klip laat uittap het, die God wat hulle in die beloofde land deur die Jordaan geneem het, die God wat daar elke plek waar hulle voete geland het vir hulle die land gegee het, die God wat vir Dawid voor Goliat die oorwinning gegee het, hierdie magtige, hierdie heilige, hierdie groot Here, hy is ons herder. En in daardie een woord kom sê Dawid vir my so baie van die instelling waarmee hy hierdie psalm neerskryf. Want hierdie herder waarvan Dawid praat, is 'n herder wat waardig is om gevolg te word. Kyk wat het met Abraham gebeur toe hy die Here gevolg het. Kyk wat het met Josef gebeur toe hy die Here gevolg het. Kyk wat met Moses gebeur het toe hy die Here gevolg het. Kyk wat met Josua gebeur het toe hy die Here gevolg het. Kyk wat met Dawid gebeur het toe hy die Here gevolg het. Hierdie herder is 'n magtige, 'n kragtige, 'n sterk herder. In Jesaja 40 vers 10 tot 11 skryf die profeet, kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. Waarom kan ek agter hierdie herder aanstap? Waarom kan ek hierdie herder maar volg? Waarom is dit, verskoon die Engels, oukei om 'n skaap te wees? Dis oor die herder is wie hy is. As ek die persoon wat my lei kan volg, kan ek blindelings volg, kan ek sê, ja Here, ek kom Here, waar u stuur Here, wat u van my vra Here, want ek vertrou u Here. Die Here is soveel groter, soveel meer as ons. En ons kan maar agter hierdie herder aanstap. Jy sien, soveel as wat ons as skape
nie weet waarheen om te gaan nie weet wat môre inhou nie weet wat die beregte besluite is om te neem nie weet wat die regte manier is om te lewe nie, soveel as wat ons onvermoë het om onsself te lei, soveel het hy die vermoë om ons te lei, soveel weet hy wat wag in môre, soveel verstaan hy wat ons nodig het, soveel het hy die groter prentjie, hy weet hy is vir ewig. In Jesaja 55 vers 8 tot 9 is dit die Here wat aangehaal word wat sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Soveel verskil, groter nog as wat daar is tussen 'n skaap wat dink hy weet wat goed is vir hom, is daar 'n herder wat regtig weet wat goed is vir hom. Die herder weet waar die groen weivelde is. Die herder weet waar die dal van doodskaduwee is. Die herder weet wat ons nodig het. Die herder weet hoe ons gaan oorleef. Die herder is by kragte om ons uit enige situasie, enige plek te red. Sy verbondsnaam beteken ek is en hy is alles wat ons nodig het. Meer as hierdie herder het ons nie nodig nie en daarom skryf Dawid daai volgende stukkie wat amper so vreemd as 'n bygedagte in vers 1 kom. Ek kom niks kort nie, niks sal my ontbreek nie. Meer as hierdie herder het ek nie nodig nie. Hy is genoeg. Die feit dat hy is wie hy sê hy is, maak hom alreeds waardig om te volg. Ek het nie nodig om op my eie insig te staan te maak nie. Ek het nie nodig om my eie hart te probeer vertrou nie. Ek het nie nodig om vir myself 'n weg in hierdie lewe te probeer uitkap nie, want God is daar en hy is genoeg. Ek wil afsluit met 'n baie eenvoudige gedagte. Besef vanoggend dat u in die skaapkraal staan en in die spieël kyk. En in daai spieël sien jy jouself, jy sien die skaap. Erken vandag voor God dat jy 'n skaap is. Dis nie sleg, dis nie verkeerd om te sê, Here, ek kan nie, ek weet nie, ek verstaan nie, ek het nie genoeg krag nie. Here, ek kan myself nie lei nie. Ek kan nie 'n herder wees nie. En daarom, die tweede stap, aanvaar ek u as my herder. Waar u lei, daar sal ek meegaan. Waar u lei, daar sal ek loop. Want u is altyd genoeg. U is alles wat ek nodig het. U is waardig om gevolg te word. Here, ek bely dat ek 'n Christen wou wees soos wat dit my gepas het. Dat ek sekere dele van u woord vir myself wou vat en sekere dele wou een kant toeskuif. Ek bely dit, Here. Ek het vergeet wie die herder was en wie die skaap was. Neem my vandag as die skaap, want ek kies u vandag as my herder. Mag die Here u genade gee. Kom ons bid saam. Here, u is alles vir ons. En u is altyd genoeg. Jehovah Here, die Here voorsien,
Die Here is genoeg. Vader, leer ons om skape te wees, sodat ons die voorreg en vreugde kan ervaar, wat 'n skaap ervaar, wat agter die stem van die herder aanstap. Ek loof U, Here, dat ons deel mag wees van U kudde. Wat 'n voorreg, Here, om die skaap van U wy te wees. Herinner my, Here, dat ek 'n skaap is. U wee is hoër as my wee. U is altyd genoeg. Amen. Kom ons sluit af met die lied wat hierdie psalm gedenk. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Kom ons sing dit tot eer van die Here, hartlik en staande saam. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete. Plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Ons wil graag elkeen ook uitnooi, kom geniet 'n koppie koffie na die diens saam met ons. En u is natuurlik welkom om ook die tweede diensgeleentheid by te woon. Mag die Here u seën. Ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees bly met u totdat die kudde weer voltallig is daar in die hemelse kraal. Amen.